good morning. Hartlike goeiemôre. Hoe gaan het met julle dames? Heerlike naweek gehad? Ja. Heerlik. Onverbeterlik, ja. Onverbeterlik. Man, ek is bly almal is hier en julle is ook hier en ons het omtrent 'n heerlike, baie lekker opwindende, volgepakte program wat vir julle wag vanmôre. Pieter, het jy nie volgende lied in die hart nie? Nee. Ek moet sê die naweek was lekker bedrywig geweest. Okay, so dit kom nog. Maar die lied kom, jy weet, jy moet onthou ek het nou my liewe liedjie vrygestel, Yes. so ek het besig gewees, jong, hierdie sosiale media storieetjies hou aan die gang en ek het lekker opgetree daar in Pretoria. Ja. So dit was vir jou verwaar weer 'n lekker naweek. Pieter het vergeet om te onthou, maar ek het nie. Vandag het ons 'n vol program. Ons gesels met Adrian Stevens, 'n fisioterapeut oor liggaamsbalans en genesing. Arnold gesels met 'n leerder wie onlangs 'n wêreldrekord in diskus verbeter het en hy bring sy afrigter saam. Karin en Gerard van Jaarsveld vertel ons hoe hul dogtertjie Lente herstel na 'n ernstige motorongeluk. Marlies de Villiers Passon deel haar insigte oor burn-out en hoe om dit te hanteer. Wynand van Vollenstee en Tiart Lee kom gesels met ons oor wat agter die skerms aangaan van hulle gewilde teaterstuk Geagte Kampeerders. Jerick Lomas vertel ons meer oor die wêreld van liedjies skryf en ons sluit af met musiek en Dian Roux is hier om sy splinternuwe enkelsnit Lankal te laat te kom deel. Nee, Lekker vol program, né? Het is lankal nie te laat nie, is lankal te vroeg dalk maar. Julle gesê dis 'n lekker vol program, né? Ja, altyd. Verskriklik lekker. Nee ja, kom ons stop of ons stop net hier en ons skop af. Waar is die woorde so op 'n maandagooggend? Nou ja, volgens 'n studie deur die Oudheid Trader in the UK, spandeer Suid-Afrikaanse burgers baie meer tyd agter die stuur op pad werk toe as enige ander land in die wêreld se burgers. En ek sê nog altyd daai is die heilige waarheid. Met 'n gemiddeld van meer as hierdie ene, luister na hom, 10 dae per jaar wat jy agter jou stuurwiel sit op pad en terug van die werk af. Ja, interessant genoeg sê 72% van die Suid-Afrikaners dat hulle dit egter baie geniet en vind dit selfs ontspannend. Al is verkeer en ander bestuurders steeds van die grootste frustrasies. True that. My mom always used to say, you don't drive for yourself, you drive for other people. En dit is die reine waarheid. Dit is, jy moet regtig net seker maak dat die manier hoe jy bestuur eintlik, like they call it now defensive driving, dat dit eintlik die mense om jou beter laat bestuur, of as hulle nie so goed bestuur nie, dat jy jouself nou uit daai situasie uit kan kry. Veral wanneer dit reën ook, het ek al agtergekom, ek weet nie wat dit is nie, maar dit voel vir my asof niemand dink wanneer hulle bestuur nie. Almal is net, ek weet nie wat dit is nie. Ek stem 100% saam Op met jou. Suid-Afrikaanse paaie wanneer dit reën. Veral op Suid-Afrikaanse paai. Maar ek stem saam, my pa het ook altyd gesê, jy moet altyd dink wat die ou langs jou, voor jou, agter jou volgende gaan doen, dat jy voorbereid is. Maar ja, ek weet nie of ek dit as ontspannend sou geniet nie. Daar's my niks so frustrerend soos 'n rit op, as jy weet, jy's 20 minute weg, maar skielik word dit 'n uur en 'n half. Nee, wag nou. Ek dink daar is 'n geheim. Solank jy net na die regte musiek luister, dan is die pad nie so lank nie. Dan is die pad, kan die pad nogal korter wees. Okay, of 'n lekker potgooi geselsie of so iets. Ek sal sê, ek is nogal, omdat ek baie tyd op die pad spandeer, ek ry soms op 'n gewone dag tussen 2,5 en 4 ure wat ek op die pad spandeer. En dit is baie, dis van een plek na die ander toe, van die Westerrand na hier na Pretoria toe, maar wat ek sal nie sê ek geniet dit nie, maar ek is 'n baie geduldige bestuurder, omdat ek soveel tyd in die verkeer spandeer. So I'm going to let you in the traffic. I'm not going to be upset if you don't say thank you, as jy nie van die flikkertjies wys nie, of wat ook al. Ek dink, as jy dit so hanteer, dan is die verkeer eintlik 'n bietjie beter. I'm not going to say it's relaxing, but I do like to have a bit of quiet and a bit of like kind of thinking time sometimes. Ja, ek moet sê, ek deel nogal jou sentiment met daai nou ook, en my vrou sal baie keer met my beklein sê, jy gaan seker nie vir nog iemand 'n plekkie gee. My vrou is al so gewoond aan die verkeer heen en weer. Presies. Maar ja, kom ons kyk of daai statistieke kan verander. Ek moet sê, ek het nou die dag 'n interessante stuk gelees, en ek dink dit het spesifiek te doen gehad met Gautengse paaie. En daar word gesê dat die meeste van die tyd misverstande is wat lei tot die ergste padwoede in die provinsie spesifiek. Dit sien 'n mens ook baie gereeld, maar dit is dalk 'n gesprek vir 'n ander dag. Dit is, nee, en ek dink wat ons daarbey moet aansluit as ons nou wel daai gesprek gaan voer, is that I think we should speak about the misunderstandings that lead to road rage, but also that
road rage is sometimes just the symptom of someone being angry about something else. And Yeah. I think it's quite scary to see how bad those situations can get. But the president might have a solution to our road rage issues. President Cyril Ramaphosa het nuwe momentum aan Suid-Afrika se plan om 'n hoë spoed sogenaamde bullet train wat groot stede kan verbind te bou gegee. Die voorgestelde projek wat sowat 500 km strek kan onder andere Johannesburg, eThekwini en Musina verbind en word beraam dat dit ongeveer 34 miljard dollar gaan kos. Nie rand nie, dollar. Ja. Wow. Ek daai bedrag hoor toe dog ek ook. Kyk hier, Sa, dollar. As dit realiseer, kan dit die eerste hoëspoedtrein in Sub-Sahara Afrika word en reistye tussen groot ekonomiese sentrums aansienlik verkort. Die projek is nog in die beplanningsfase met uitvoerbaarheidsstudies en omgewingsassesserings wat tans gedoen word, terwyl sowat 30 maatskappye reeds belangstelling getoon het om betrokke geraak vir 34 miljard dollar. Gaan ek ook maar 'n ou tendertjie insit. In elk geval, indien alles volgens plan verloop, kan bouwerk moontlik teen 2026 begin, hierdie jaar, met die eerste treine wat teen 2030 sal kan begin ry. Sjoe. Hoe lank het dit nie gevat vir die goudtrein om gebou te word nie? Julle, dit Ja. was 'n dekade. En ek wag nog steeds want daar was in 'n stadium berig oor die feit dat hulle wil uitbrei. Onthou jy? Wat Ek het daarvan onthou. geword? Ek Want onthou. een van die areas wat hulle uitgesonder het was Irene. Ja. Dit sal dit vir my baie makliker maak. So Ja. Nee, julle. Ouens, ek wil net sê hierdie is vir my ver gesog. Ver gesog. Asseblief, brei uit, want ek is nou nog steeds hier by nee, ons is julle. geskok. Ons is nog by die 34 Miljard dollar. Ons eerwaarde president, ek weet nie wie wil jy nou impress met daardie gedagte nie, maar wie. Nee wat? Nee, as ek maar net dink aan al die infrastruktuur wat nodig is om ons huidige situasie te verbeter, net wat om te kan oorleef, om op water te kan hê, sanitasie, paaie sonder Vir potholes. al die paaie. Verstaan julle? Ek moes my windscreen vervang as gevolg van 'n klip wat my kar getref het. Ja. En dit is net vir my regtig soos dis so mooi woord wat jy gebruik het, vergesog Pieter. Because guys, we have so many other problems. I don't know if you guys remember, there was ek weet nie of dit 'n staatsrede was of net 'n gewone begrotingsrede of iets nie. And there was all this talk about creating smart cities. Ja. Smart cities are going to be the future of South Africa, and we just need to gear ourselves up for smart cities and how it's going to be. And I'm just like, guys, come on. Let's keep the cities simple cities that work. That's all I want to say. Nou van 'n smart stad na 'n smart program, bly net waar jy is hier by Goeiemôre, Good Morning, want ons het nog baie om oor te gesels en met julle te deel vanoggend. Welkom.